my sê, ons sit ons so mooi. Ek weet as nie jou skool, ek vraag net nog net voor ek begin. Wie kan vir ons vir my sê, kom ons so mooi, hoe sê jy daar nie? Om Here te doen. Ja, een van hulle? Weet dit te leer ken. Ja. Ons is hier om God te ontmoet. Ek dink. Kyk, ek is die vrou. Ek maak foute, ek is 'n mens. Ek maak baie foute. Maar ek probeer met my hele hart, my hele gees en my hele siel om môre beter te leef as vandag. En omdat ek dit doen, het ek 'n begeerte hier in my hart, in my gees en my siel, om hom te ontmoet. Kyk, die woord van die Here sê, geen mens mag hom sien en bly leef nie. Jy kan hom sien en bly leef nie. Ek wil hom nie sien, maar ek kan hom voel. Die van julle het hom al gevoel as hy so op jou neerslag, hy swaar sal, met die heerlikheid van die Here. Ek praat van goosebumps, ek praat van die vuur binne in jou, en so draai, so maak. As skielik, as skiet daar woorde, goeders, die begin net loof, van prys en die Here dan. Ons is die ondankbaarste skepper. Ek gaan 'n bietjie wegvat, gaan ek jou mes bietjie stel, en ek kan asem. Ons is die ondankbaarste van God se skepping. Laat ons in die môre wakker word sê, prys die Here, nog 'n dag, word ons wakker. Ja, nog 'n dag, tog, is so moe. Hoe vind dit, want ek het bekend. Ons staan op met die verkeerde gedagte. Ons staan op met die verkeerde motiewe. As ons gaan opstaan met die regte motiewe, dan gaan dit met ons beter gaan. En dan gaan ons heel eerst tot dan gaan doen, is ons opstaan met die regte motief en die regte gesindheid. Die heel eerste net dat hulle van sê, jy maak het jy gaan sê, prys die Here môre, Here, hy is goed vir my. Maar ek het nog 'n dag gelewe. Ek doen dit so in die oggend. Ek sê vir die Here, ek het nog 'n dag gelewe. Want julle sien, ek het vir die Here gaan bid, ek vra Here asseblief. As jy my kom haal, wil ek asseblief in my slaap. Ek wil net slaap en ek wil net weg wees. So nou elke môre sê ek, dankie Here vir nog 'n dag. Sodat ek nog 'n dag kan sien, want ek het ons gesê ek moet in die nag gaan. So, waarom het nou so ingewortel? Dan sê môre op die Vader, want het ek die nuwe dag, en so dat ek die gordyn oop, dan kyk ek aan dit, sê want Here vir die nuwe dag. Ons is ondankbaar. Ons is regtig ondankbaar. Weet jy, ek kry goed van mense af. Kindertjies, 3, 4, 5, 6, 7 jaar, wat onder brûe slaap. Ons is ondankbaar dat ons bed en knoppe het. Ons is ondankbaar dat ons nie genoeg komberse het. Ons het brood, maar ons het nie jam nie, ons botter, maar ons is ondankbaar, want ons nie jam het nie. Dat is kinders wat mens het nie. As kindertjies wat gaan slaap vanavond, in die nacht, maar beheil van honger. Maar ons is ondankbaar vir dit wat die Vader vir ons gegee. Ja, dinge is ook verkeerd in ons lewens, ons daar môre van praat. Ek praat was van my boodskap van môre, my thema gaan oor die rollepad. Ons is op 'n rollepad. Ons is daar nou of nie. Ons is op 'n rollepad. Want jy sien, hoe nader jy aan Christus groei, hoe kwader word Satan vir jou. Ek het die Satan wat verstek, wat ek by julle mos nou leer, hoe anders moet ek julle leer. Want dan word hy kwaad vir jou. Want hy wil nie jy moet nader aan Christus groei nie. Almal wat godvrugtig, dan kom ek gee vir julle skrif, almal wat godvrugtig in Jesus Christus wil julle sal vervolg word. En op plek sê, neem jou kruis en kom volg my. Ek kan julle so baie skrifte gee. Maar ons is ondankbaar. Dat ons aan die einde van die dag kan terug en kan sê, Here, jy was my goed, ek het 3 etes geëet, en ek het koffie gedrink, en ek het nog 'n lekker wyn op, nee, ek nog geslaan gehad. Jeremia 29 vers 11, ek sal lief vir hierdie vers. Vermaan nie oor hierdie een. Jy sê wat jy lief vir die woord oor hierdie een.
Want ek weet, luister nou mooi, want ek weet wat gedagtes aangaande julle koester. Dis God aan die woord. Nee? En hy sê dit vanmôre vir hierdie gemeente. Hierdie mense. Ek kyk nie hierna nie. Ek sal aangaan, solank die Here vir my die geld vir my deur op te hou. En God sal hulle bring. En wat hy wil hê, jy moet wees. Wat hy wil hê, jy wil hê. Nie een van ons wat vanmôre hier sit is hier. Uit eie wil hê, jy is hier omdat God jou hier wil hê. Hoor julle? Almal van julle. Omdat God vanmôre afspraak met julle. Dit is nou ongelukkig dan net so. Hoor mooi, hy sê, hy weet, ek hoef weet. Want ek weet wat gedagtes ek gaan aan julle koester spreek die Here. En nou word ek praat by homself, deur homself. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hierdie vers is 'n koppel aan ander goed wat ek nou oor praat. Dit moet ek jou nou dit nou net. Hy sê hoor nou mooi hierso vers 12, wat vir my so baie mooi is. Dis vir my regtig mooi. Luister net mooi. Dan sal julle my aanroep en heen gaan na tot my bid en ek sal met julle luister. Hoe baie hoor jy mense sê ek bid en God hoor nie, of God antwoord nie. Want dan die week daarvan gepraat. Ek het met iemand nou oor gepraat. Ek weet nou nie. Ag ek kan nou nie. Ons bely dit met ons mond. Ons bid, maar die Here hoor nie. Maar hier kom die Here en hy kom gee ons 'n belofte. Aan vers 12 hy sê, dan sal julle heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Aan vers 13, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En hoor nou hier, hoor hierdie mooi woord. Hy sê, ek sal my die Here julle laat vind. Hierdie groot God, hierdie almagtige ek is, wat die hemel en daar geskep het met die asem van sy mond, wat die woord van die Here vir my sê, hy het elke ster met sy vinger daar geskuif op sy plek, en hy die see se grense vasgelê en gesê hierbo sal jy nie gaan nie. Daardie God kom môre kom sê vir jou, en julle sal my soek en my vind, as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my die Here julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander, en julle versamel uit al die nasies, en al die plekke waar jy nie. Is dit nie 'n woord om, so nou net weer te herlees, herkou, hoe sê Dawid, mediteer oor die woord van God in die nag, is nie 'n woord so bietjie, net bietjie daar, dink wat hier gesê is nou nie, maar dit is kosbaar, dit is verby kosbaar. Ek weet, die lewe raak rof, die pad is rof, die pad wat ons loop is rof, kinders van die Here luister vir my, as jy 'n ware kind is van God, dan is jou pad rof, jy loop nie op 'n gelyk pad nie. Daar's baie uitdraaipaaie, daar's baie potholes en vanggate, en daar staan baie valstop bordjies en goedertjies en wat ons jy kan nou op Afrikaans opbreek, jy moet amper kop soos 'n dronk weer is op die pad te bly. Is nie 'n grap nie. Dis moeilik vir 'n kind van die Here, 'n ware kind van die Here, om op te hou. Ek wil julle vertel, hierdie week nou al die goed gebeur en ek regtig ek was onder die modder, nie eens boven die modder. Want hou dit nie verwag nie. Maar dan kom jy sy en kom soms van 'n kant af wat jy die minste verwag. En ek was van jou voet onder jou uit. Maar gelukkig, wat sê Dawid? Hy het geweet wat spot. Toe Dawid in die boorvenster kyk en hy sien daai mooi vrou daar onder die pad, kaal. Dit sê wat, né? En hy weet al, is in die army, hy daar in die oorlog. En hy check die vrou en sê, ek soek haar. En hy stuur sy hoofman, hy vraai man, en hy sê, sit hom heel voor, in die geveg, wat hy kan omkom, ek soek die vrou, en hy vraai vrou by hom in, hy daar seer. En die seer wil siek en gaan dood, né? Kan maar self gaan lees. Wat maak daar? Hy het gevas. Hy het geweet waar is sy God.
Hy het geweet hoe om vergifnis te vra. Hy het moord gepleeg, hy het 'n buiteegtelike kind, luister wat ek sê. En nadat hy God genader het, soos 'n kind, met 'n waarheid in sy hele wese, en vir God om vergifnis gevra, kom die Here en hy sê, Dawid 'n man se naam. Kom maar, skrifte veiligheid, Dawid 'n man se naam. Dit maak nie saak die pad wat jy loop nie, hoe rof hy is nie. Mevrou, nee. Jy is 'n mens of 'n skepping so na God se hart. Want jy het die waarheid gevind. Jy het die ware Christus Jesus gevind. Jy het die smaalweg gevind. Al wat jy moet doen is jy net vashou op daai smaalweg en nie eens kyk na die breë weg by die wêreld is nie, né? Ons kry soms skade. En raak ons baie moedeloos. Kar breek, bakkie breek, moet jy ding werk te gaan. En dan kry jy in reverse nie, whatever nie, het laas gesê, hy sikkel maar nie. Kar breek, kry moet dat is 'n kar die ding, jy doet so, maar kry op my nek, as ons wil ry. Maar ons ry spaar toe so, kom tot by die spaar. En ek kom plek, maar ons kom dat, ons kom weer tot by die huis. Jy verloor soms 'n geliefde. En dis net hier waar die vyand soms die hardste hou slaan. Want as iemand 'n geliefde verloor, dan is dit altyd, waarom moet God hom nou gevat? Waarom moet God hom nou gevat? Waarom moet God nou my kind van haar weggevat? Dis nie waar dit gaan nie. Ek wil jou verseker, as ons daardie mentaliteit het, en die vyand vir jou looi, en die oomblik jy dit sê, dan maak jy 'n keer. Want jy sê die woord van die Here sê, ons uitdruklik. Die vrug van jou lippe, kom ons sê jy dit die ene. Hy sê die mag van lewe en dood lewe die tong. Dit is die spreek van die Here. As jy die hele dag loop en dis so moe. Ek weet toch nog net nou nie doen nie. Toch, daar is nie kos nie. Toch dit. Jy is nou so negatief. Jy doet selfs die gras wat jy loop al so om na en na kom van negativiteit. Let op die poorte van jou mond. Jesus sê, 'n fontein kan nie soet en bitter water voortbring. Jou mond moet of stigtend wees, of jy breek af. Maar dit is die poorte van jou mond. Spreek lewe. As daar 'n probleem kom in jou lewe, as jou pad rof is, dan spreek jy lewe en sê jy, ja, pad is rof. Wat is er weer? Ja, dit is moeilik. Ja, daar is die brood nie, maar God sal brood voorsien vir die kraaie en vir die profeet brood gebring met die spruit van kir. Dit vir die kraaie van vleis en brood gebring. Ons moet spreek. Die Here sê as jy goed in existence en roep, ons moet in existence en spreek. Want as ons dit praat, dan hoor jy. En as jy hoor, dan kom jy geloof in jou hart, want jy hoort dit in 'n trek binnekant. Hoor jy wat ek sê? Jy kyk die snaaks, né? Maar God gee ons vaste beloftes in sy woord. Daar is uitkoms vir 'n ware kind van God wat ek geskryf. Ek het nie, ek kan self aan kyk, is nie baie goed, ek het skoppaar. Wanneer ek gewys het, doen ek die boodskap wat jy kan sien. En die wil ons nou leer om te bid. Daar is uitkoms, hoor mooi, vir 'n ware kind van God. Ek waarborg jou vermoë. Gaan lees die Bybel. Gaan kyk na die godsmanne in die Bybel. As hulle daai toets het deurstaan het, dan word hulle geseën. Dink aan Job, dink aan al die manne. Sal ek nie toe, maar dis maak nie saak. Ek dink aan die manne wat gesalf is. Hulle was geseënde manne. God wil nie ons
swaar kry nie, maar hy sê ook nie ons gaan biljoene hê nie. Maar die woord van die Here sê die wortel van die van alle kwaad is geld. 33 betaal. Maar jy sal genoeg hê. Sê voor jy weet, voor jy vra, weet God, dan wil jy vra, voorsien God. Maar dan moet jy 'n ware kind van God wees. Dit help nie jy's 'n rukkie vir 2 ure of 'n halfdag 'n kind van die Here en die res van die jy dink kind in die wêreld en dan skreeu of voetjie soos 'n matroos. Ek sê ek smaai nou. Ek staan daar by die kaai. En daar sê ons nou ernstig. Jy moet net veel woorde sê wat hy nou weet. En hy het vol vissermanne kom op die kaai in die boot. En toe ons nog staan vir en kyk net. Dis die volk nou klaar, kom we gaan nou met hulle stories. En elke tweede woord is 'n vloekwoord. En daar sê maar ek het nie vandag wat hier doen. Maar dit was my so kom ek sê nie waar ek poes vir die woorde. Maar dit is net kragwoorde, dit is nie heerlik nie. Dit is net nog so praat die Jakob vissermanne. Soms voel jy I'm finished. This is it. Voor die handen. Dat is tot hier toe nie verder. Jy het al so gevoel. Dit is jylle nie, ek het al. Waarom? My bediening. Om 25 jaar. Ek het hierdie week verby is, dat ek daar hierdie wil al daai gevoel gehad, met so magteloose, doodse gevoel, van lang. So, jy wil die wêreld omkeer, jy kan niks aanbring nie. Jy kan niks aan verander, dit gebeur nie. Jy kan nie deur Josie terugdraai nie. Jy kan nie die water wat in die brug is, terug laat vloei nie. Die beste is, want jy op daai vlak kom, terug te keer na die woord van God. Dit is al waar jy wat antwoorde kry is by die woord van God. Jesaja 41 vers 10 kom die Here en kom praat vanmôre met julle, luister mooi, sê, en vanmôre het 'n paar mooi skrif gegee. God se beloftes, ons het baie beloftes, ons is nie weesgelaat nie, Jesus sê, gaan vir 'n plek voorberei en kom weer. En ek kom al waar ek is. Ons is nie wees nie. Hy sê in vers 10, 41:10, Jesaja 41:10 sê hy, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Klink dit? God, wat ek nou beskryf het, sy attribuut sê vir jou vanmôre, maar wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek wil sommer net chouk as ek dan dink, dat daai groot God, die almagtige man, hy is so almagtig, daar's biljoene mense op die aarde, hy hoor almal gelyk en hy weet almal gelyk en hy ken almal se gedagtes gelyk. Daai groot God wat mag het oor liewe dood, sê vir my, hierso, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Sê kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Weet jy daar sulke skrifte in die Bybel? Dis kosbare woord, alweer. Dis die waarheid, dis God se woord. Die woord sê, so nie ek, daar staan dit. Ek het nog wel 'n werkie gemaak om te seker te maak ek weet waar is dit. Die Bybel is baie woorde, dit is baie woorde. Vader sal ondersteun en versterk in tye, in moeilike tye. Ons moet net moed hou.
Ons raak te gou moedeloos, dit is nou ek. Ek moet erken. Die woord van die Here sê, herken mekaar se misdade en bid vir mekaar, so julle gesond kan word. Dit help nie ek hou my haai my en nou, want as dit verkeerd dan sê ek dit. En dan vra ek sommige gebed ook daarvoor. Dit sal my daarvoor. En God se reddende hand en genade wyk nooit. Maar wanneer ons rug gedraai het, en weggestap het, dan staan hier en ek kyk, wat maak hy nou? So, ongelukkig. Dit is 'n baie slim stukkie papier daar. Met baie slim skrifte. Al wat die Here vanmôre vir jou sê is, hou moed, hy sê gebed ver. Hy sit nie by ver. Hy sê Matteus 6 ver, gaan in jou binnekamer, bid vir jou Vader in 'n dorp, sluit die deur agter jou toe, bid tot jou Vader in 'n dorp, en as die Vader in 'n dorpkenheid is, sal jy nie maar vergeld. Jy net verder lees, as 14 en 15, dan kom die ander ding. Wat wil jy sê? Lees onsself. Matteus 6 vers 14 en 15, lees daar by huis. As jy nie kan vergewe, dan kan jy nie vergewe. Dis nie maar daar was en misdade. Hy wil help. Hy wil help, mits ons hom vra vir sy hulp. Ek waar my ander in die kinders. Lees dit so. Hy wil help, mits ons hom vra, vertrou, met ons hele hart. Maar as ons maak foute, ek sê dit so baie, ons maak foute. Ons gaan op ons knieë, ons bid tot die Vader. Here, help my asseblief. Dit en dit is my probleem. Dit en dit. Help my hiermee en hiermee. En dan stap ons net so draai. Dan kan bid ons dieselfde ding. Dan lees dan sê in Matteus daarvan. Ek het uitgestuur gister, môre, kom iemand aan skrifte. Ek wil jy nommer kry. As jy daar die skrifte nie opgedek. Hy gaan nou vir my weer natak kry, die mannetjie. Dan gaan ek weer die goed begin uitstuur. Hy het nou gestop, Saterdag, wat verby is. Maar ons sal het weer reg kry. Psalm 37, vers 3 tot 7. Hierdie skrifte vanmôre vir die gee vleg met mekaar in. Die een ondersteun die ander. Die een dra die ander. En die een bevestig die ander. Hoor dit sê. Verskoon ek vanmôre nie raas dat ek voel 'n bietjie moeg hier binne vanmôre. Vers 3. Hy sê vertrou op die Here en doen wat goed is. Hoor mooi. 1. Vertrou op die Here. Dit is 'n opdrag. 2. En doen wat goed is 'n opdrag. Hoor dit sê hierso. Bewoon die aarde en oefen getrouheid. Dan kom hier in vers 4. Hoor nou mooi asseblief, luister mooi. Hy sê en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee begeertes van jou hart. Halleluja. Verlustig jou in die Here, hy sê jou gee begeertes van jou hart. Met ander woorde, Marie, daar wie jy staan agter die stoof, so jy nog kos soek nie. Maar wie jy staan agter die stoof, dan sê jy prys die Here, en jou prys die Here. Dankie Here vir hierdie stoof, dankie vir hierdie kos. Dan begin jy sommer net dankie sê, en voor jy jou kry, dan is daar iemand verby jy gaan aan die kos staan. En dan skep jy daai kos vir Rena in en sê, vrou, dit is lekker kos hier, want dan sulke lekker kos. Want die seën van die Here is dan daar. En die seën van die Here is dan daar. Onthou vers 4 asseblief, dis 'n baie belangrike vers. Vers 5. Hou op om self te wil doen. Op jou wy. Soos jy wil, sonder om God te ken. En dit wat jy wil doen. Hoor dit sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. En ander woorde, los jou probleme met die Here. En vertrou op hom om op te los. Wat sê hy dit self? Die skrif sê so.
Los jou probleme by die Here, hy sal dit oplos. Laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voorkom soos die lig en die reg soos die middag. Swyg voor die Here, verwag hom. Wees nie toornig op hom, dat so spoedig as hy weg is, die man wat listige planne uitvoer. Ons moet geloof openbaar in hom wat ons glo. In wat ons glo en in wie ons glo. Dit help nie ons het 'n woord geloof, 'n mond geloof nie. Ons moet 'n geloof, 'n volle geloof in gees en siel en in waarheid en hart wees. Ons is te gemaak te bak, ons is te gou om te sê met die mond, ek glo. Nee, jy het vanmorgen net gesê, dit lekker gesmaak toe het in mekaar nie glo. Ons moet glo. As jy sê, die Here is goed, dan moet jy glo is goed. Dit help nie jy sê hy is goed nie, en dit is woord in die lig, dit beteken niks vir niemand nie. Want as ek glo God is goed, en ek sê, Henna, God is goed, dan dra ek die goedheid van God oor in Henna's hart. Dit is die verskil van woorde, dit is die krag van woorde, wat ek vir vanmorgen wil openbaar. Dit is die verskil. Verstaan jy wat ek nou sê? Wat ek nou probeer te doen, wat ek vir jy sê, hou op slag om op die bank te vertrou, hy bankbestuurder van jou. Hoekom moet jy vir die bankbestuurder gaan staan vir 'n leerlingie, as jy na God die Vader kan gaan en geloof en met volle vertroue, en vir hom sê, wil ek jy Nora, en ek waarborg jou jeselde kind. Ja, dit is die waarheid. As 'n prediker, die Here sê vir ons staan op, by die kar van Soto, en gaan sê vir ons, so sê die Here. Hy sê, maar Here, die kar is leeg. Hy lê onder die rooi blokkie. Hy kan enige oomblik gaan staan. Die Here sê, die tweede keer vir hom, staan op, trek aan, klim in jou kar, dis ver, jy moet ry. Ry soontoe, en gaan sê vir hy, gemeente of kerk of wat even was, so sê die Here. Dis die Here, maar daar is die petrol in die kar nie, verstaan nie. Die Here sê, van jou pyp stom die tank. Die Here kan dit ook nie doen. My kar kan jou water loop nie. Die Here sê vir hom, wie is ek dan? So ek weet die Here die God. So enige smaak moet ek wees. Hy sê, Here, joh, water in die tank. En hy sê, staan op, trek maar aan, swaar gemoed. Hy weet, hy sê wat draai in die kar gestaan tot die pet op in te sien is. Vir die in die carburetor, dit is op in die systeem in te sien, van water afgetrek. Maak hom vol tot hy uitloop, die Here sê, maak tot hy uitloop, en maak hom vol tot hy uitloop. Die profet staan. Daar bly loop. Klim in die kar en hy ry, tot waar hy moet wees. Hy gaan lewe die woord af, en hy kom weer terug tot by sy huis. Want God het gesê, oor mooi, want God het gesê. Sê, ons baie tek. Maar dan moet jy nie geloof op dit. Jesus sê, as jy vir daai berg sê, hef jouself op, en werk jouself in die see, hy sê voorwaar, en so by homself, hy sê voorwaar, ek sê vir jou, dit sal gebeur. Jy moet nie gaan sê, gedink wel, I might you know him, toef, krop jy houspijp in jou tank, en dan moet ek lekker rondjaag nie. Wanneer is om die kal water laat rein? Nou. Wanneer God so sê. When God spoke, dit is wanneer die krag van die Here openbaar word deur sy woord. Amen. Hoor nou mooi dit te vertel, dit is nie 'n storie nie, dit is die waarheid wat gebeur het. Dit is 'n waarheid, dis pastoor, hy lewe sy getuienis reg oor Suid-Afrika. Vergeet die bank, veel geld lewe. God sê in sy woord, weet dat niemand niks verskuldig nie. Niemand niks verskuldig nie, los die bank, Here sal vir jou gee. In vers 4 en 5 sê, verlustig jou in die Here, en hy sal dit deurvoer. Die Here sal dit deurvoer. Hy sal jou uithelp, en jou gee die begeerte van jou hart.
mits jy sy wil doen. Ons kan nie verwag om soos die wêreld te leef, te wees, te praat, te doen, en dan verwag God gaan vir ons help nie. God help die wat hom gehoorsaam is. God help die wat luister na sy stem. God help die wat doen wat hy vir hulle sê om te doen. God help die wat in waarheid is. Jy kan nie vir God lieg nie. Ek sê vanmôre vir jou, Jesus sê, alles wat jy die Vader aan my naam vra, dat sal jy ontvang. Ons ontvang nie, ons kan baie goed preek, omdat ons nie regtig glo nie. Ons ontvang nie, omdat ons wel eens al weer bring, Jakobus om ons wel eens weer te bring nie. Omdat dit beteken om ons te verkeerd te gebruik nie. Ek kan nie miljoene omvra, omdat ek wil het net sy nie, ek kan dit nou wat gebeur kom. Verlustig jou die Here en hy sal dit jou deurvoer. Hy sal jou uithelp en hy sal jou gees van die hart. Hy en net hy alleen kan jou optel en jou lig laat skyn in 'n donker wêreld. Maak nie saak hoe ver jy teruggeval het in die lewe nie. Maak nie saak hoe lelik jy is nie. Dit maak nie saak hoeveel prooi jy is nie. Dit maak nie saak of jy 'n boekpens het soos ek nie. Al wat saak maak is, wat u en ek moet weet, is dat God is, hy sal altyd wees, tot in ewigheid. God het jou lief, net soos jy is. Jy is God se kind, jy is van kosbaar. Hy wil vir jou net die beste gee, as jy net jou beste vir hom gee. Vind jy so klaar. Gaan ons sal my gaan na die laaste en aan Jesaja 43, we gaan soen toe. Die laaste plaatjie. Ek het hier 1, 2, 3, 4 skriffies. Wat ek hier op het. Die laaste plaatjie ek maak klaar. Dis nou 'n uur, en ek gaan niet lang. Sien jy, daar moet nie lang kerk hou nie. Jy kan die woord van die Here gee in 10 minute. Weet jy wat ons in die college gee? 20 minute. De boodskap. 20 minute. Na 20 minute, dan verloor jy die mense. Hulle gedagtes begin dwaal. Hulle is nie meer vas op die woord nie. Dis wat hulle leer. Soms dan maak jy Heilige Gees bietjie anders dan, hè? Dan moet jy maar doen wat die Heilige Gees vir jou sê. Right. Jesaja 43 vers 18 en 19. Kom ek lees hom vir julle. Kom die Here nou vanmôre en kom sê vanmôre, maak los. Lees die skrif vir die lees. Hy sê, dink jy aan die vorige dinge nie. Vers 18. Dink jy aan die vorige dinge nie. Jy slaan nie ag op wat vroeër gebeur het nie. Want kyk, ek gaan iets niets maak, en nou sal dit uitsprei. Dit sal julle dit nie merk nie. Nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, 'n rivier in die wildernis. Dink julle dat die tyd geraak dat ons hierdie lelike brûe brand nie? Agter ons brand nie. Want ons keer te maklik terug na die vleisbotte van Egipte, na probleme, na ander gedagtes. Dink jy dit is tyd dat as die Here jou losgemaak en dat jy aan die ander kant op vaste grond kom terugkyk en 'n vuurtjie op daai brug gooi, dat jy nie net aan terugkeer op daai selfde pad nie. Brand daai lelike brûe in jou lewe. Die oomblik as jy oorwinning behaal deur Jesus Christus, deur die krag van die lewende God, en jy oorwinning behaal oor daai ding, brand daai brug. Maar bou op nuwe brûe, bou op nuwe paaie. Bou nuwe brûe, maar brand die ou brûe wat geen doel dien meer nie. Weet jy wat ek sê? Daai nuwe brûe sal nuwe geleenthede bring. God maak altyd iets nuuts. Hoor nou, as die Here iets wegvat, dan gee hy beterkens. In my jare wat ek op die platform is, ek praat van in die 30 jaar, want het so toch voor ek van swat ek op die platform musiek gemaakt.
reg van die begin af, want ek is musikant. So ek sit al 35 of 40 jaar. Ek het hom nooit gesien. Hier het gebeur nou, maar dis nie van die Here af. As daar musikant weggaan, dan sal daar ander musikant daar. God sorg dat die plan van ons klaar daar is. As daar 'n probleem in jou lewe is, God het klaar net sy uitleg die uitkoms gegee. Ons moet dit net sien. Ons moet dit net erken. Ons moet dit net vat en ons eie maak. As jy dit nie vat nie, dan niks gebeur nie. Jy moet dit vat en jou eie maak. Want die Here wat ons dien, het nie geskryf, hy is 'n wonderwerkende God, vir wie niks onmoontlik is nie. En wat verseker, ek het 3 keer al gesê, dat moet wees sê, dat verseker vir ons net die beste, ek het die skrifte gegee van waar ek begin het, van die eerste skrif af. God wil ons net die beste gee. God wil ons seën, God wil ons gee die begeerte van die hart. Wie wil, wat het 'n pa wil nie versyk en gee die beste nie? Maar, dis mos so. Jy moet vir jou die beste, vir jou kind die beste gee. En ons papa God vir ons ook die beste gee. Maar ons moet daar wat doen, moet hy vir ons sê vir ons laat. En op ons eie wil kom af, probeer afdwing. Maar ook probeer droom in ons rigting wat ons wil hê, en wat hy ons wil ons gee, en die rigting wat hy met ons wil gaan. En dan slag met stil raak, en hoor wat hy sê, en in 'n rigting in beweeg waarin hy ons stuur. En 'n slag begin toepas wat hy wil ons toepas in ons lewens, wegvat wat hy wil ons wegvat in ons lewens. Jy weet, hy Mike en hulle ons met die Bybel in die arm, sê ons, nog vir die hemel uit aan. Wat sê julle? En ook vir die hemel uit aan. Dit is nou so bestaan. Nergens in die Bybel staan, mag jy loop nie. Maar daar staan wel, iets waarvan jy slag van geraak, het jy afgod geword. En jy mag nie afgod vir jy God hê. Maar gaan dit jou in die hemel uit hou roep? Luister, enige ander tyd gaan die Here met jou praat. En hy gaan vir jou verduidelik, jy moet die rook ontslae raak van wat staan tussen jou en hom. En as jy gehoorsaam is, ek het op 'n pakkie 30 'n dag gehoor. En as jy gehoorsaam hom, vat God dit weg. Dan maak hy jou skoon. Maar ek het net so teleur, baie ouens sê, jy gaan help en, maar, help die ou by die hemel uit te kom, hoe moet die mense uitspreek? Jy vloek, jy gaan help, man, help nie, jy vloek dan op beter, hy is aan die agterwaar, nie wat jy sien en hoor nie. Kom maar slag by, help hy man dan. As jy hoor, hy sal so in daardie groep van vloek, help hom maar om ons te kom, help hom te vertrap, en om verder om te plaas. Hy dra klaar gewigte, sy dra klaar gewigte. Maar ons kinders van die Here gee nie om nie, ons pak op die rug van die mense. Ons is daar om af te haal, om los te maak, om kettinge los te maak, om geestelike dronkdere oop te ruk, sodat mense kan uitstap, en die Here te begin loof en prys as vrymaak en verlosmaak en verredding en genade. Want die Here wat ons dien is 'n genadevolle God en 'n liefdevolle God. Ek is amper klaar, julle. Ek nog 'n paar verse so. As jy gaan kyk na Spreuke 3 vers 6 sê, ken hom al jou weer. Al jou weer, beteken ken die Here en al jou weer, voor jy besluit neem, voor jy doen, voor jy sê, praat eers met die Here. Spreuke 3 vers 6 sê, ken hom al jou weer. Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal julle bygevoeg. Gee die skrif vanmôre, ek probeer vir julle vanmôre sê, dat die Here by hierdie week, want dit het donderdag gebeur, sê julle, maar
ek het nie boodskap nie, en ek moes nie die dag bedien het nie. Ja, nou moet bedien het. Ja, aflos, die ander. En dis wat die Here my gegee het. Ons moet die volk van die Here 'n bietjie optel. Ons moet die kinders van die Here 'n bietjie optel. Bemoedig. Wat ons sal sê, ek is al hoe donker jou omstandighede nou is nie. Jy kan laat eens jou hand vir jou oor sien. Die lig skyn net jou uit. Die woord mense sê, agter elke donker wolk daar is silwer hand. Amen. Nee. Ken nou maar kyk, 1 Petrus 5 vers 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. 1 Petrus 5 vers 7. Filippense 4 vers 6. Filippense. Dus ek kom onthou vir Filippense. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie. Skop jou bekommer nie, dat jy nie kan verander nie. Al wie gaan kry se maag sweer. Maar al die worries. En die stres. Daarom sê skrif vir ons, daarom sê Jesus vir ons in die woord. Hy sê in Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, hoor mooi, deur gebed, 2 in smeking, 3 in danksegging bekend word by God. 3 goedes, hoor mooi. Jy moet bid, jy moet vra, jy moet dankie sê, jy moet die Here sê. Nou kom hierdie Nijmegen en Kleinmegen mense en sê, as jy nou iets wil hê, dan wil jy nou vir die Here nou pertinent sê wat jy wil hê, hoor jy? Dit is vir my. Is ons God doof? As ek ons nou vir Vader sê, Vader, as ek nou arrogant wil wees, ek sê, Vader, ek wil graag vir die Messias sê. Dan kring jy weet dat daar vooraf, ek gaan nou vraag, ek soek die Messias nie, en nou wil ek hom graag hê nie. Hoekom moet ek nou beskryf wat ek wil hê? Hy weet al wat ek wil hê. Wat van ander mense? Jy moet net vir hom sê. Hy weet. Jy het nie nodig om dat hy laas nie. Jesus se was self deur die mense oor die hoekom in straat staan al lang gebede vir die skyn. Sê hulle vraag. God weet man, word wakker. Al wat jy moet doen is jy sê hom. Hy wil net hê jy moet hom vra. Of nie sê nie, vra. Want nie kan God nie beveel nie. Nog wanneer die Heilige Gees. Jy moet hom net vra. Jy moet hom kan vra. As jy iets gesê, dan weet hy presies wat jy wil hê. Kom ons in maar as 'n kaart. Hy weet jy wil graag sulke pleiers op my. Jy wil graag sulke rings op hê. Hy wil graag baie kleur wees. Sy sit ek in graag baie kleur wees. Hy ken jou begeertes. Hy ken jou hartbegeertes. Jy het nie nodig om daar vir 'n half te sit en God se tyd te mors iets wat hy reeds weet nie. Kom, hy's al wetend. Ek het reg in die begin van die boodskap gesê, ons God is al wetend. Hy weet alles. Dis omtrent dit. Al wat ons moet doen, is om te glo. En te glo dat hy God is. Om te glo dat hy is. Om te glo dat hy was van altyd af. En om te glo dat hy vir altyd sal wees. Want aan die einde van tyd sal hy daar wees. Wanneer tyd nie meer is nie, sal God nog steeds wees. Want voor tyd daar was God al reeds daar. Dan lees maar eerste bladsy in die Bybel. Hy sê in God se Gees het die waters gesloop. Daar was nie grond nie, daar was net water. Ek hoop net vanmôre so 'n bietjie bemoediging ontvang. Jy weet, as maak om te staan ons skreeu elke Sondag hoor, bekeer jou, los dit, los dat. Wanneer moet die kinders van die Here opgebou word? Wanneer moet hulle 'n bietjie bemoediging ontvang uit Vader se hand met sy skrif? Deur die woord. Niemand wat kom moet deur die woord. Want niemand kan betwis nie, want dit staan vas. Sê die woord nie van die Here nie, die Heilige Gees nie, hy sê die Heilige Gees die skrif is ingegee.
die Heilige Gees is nuttig tot lering en regwysing. Hierdie woord vat hom van hom, het hom van hom, sodat hy verstaande bly, en daardie winde waai, en hy waters kom, sodat het gevind mag word, dat jou huis gebou is op die rots. En die rots is Jesus Christus, wat vas is,